Algebraïese vergelykings. Algebraïese vergelykings is uitdrukkings wat 'n is gelyk aan by het. Die doel van 'n algebraïese vergelyking is om die onbekende se waarde te bepaal. Ons gebruik presies dieselfde reëls as wat ons vir heelgetalle gebruik. Nou, wat is die stappe wat ons gebruik met algebraïese vergelykings? Ons wil al die onbekendes aan die linkerkant hê, aan die een kant, en al die bekendes aan die regterkant hê. Om dit reg te kry, kan ons dit skuif. Ons gaan van die teenoorgestelde bewerkings en ook van die orde van bewerkings gebruik om dit reg te kry. Ons gaan kyk hoe doen ons dit. Jy gaan aanhou totdat die onbekende alleen staan en ons sy waarde uitgewerk het. Die belangrikste is dat jy oefen. Dit help nie jy weet hoe dit werk nie, jy moet dit oefen sodat jy dit maklik en vinnig kan doen en nie agterlosige foute maak nie. Ons kyk eers na plus en minus. Onthou, die is gelyk aan beteken dat al twee kante aan die is gelyk aan, hulle moet dieselfde wees. As ons iets aan die een kant doen, moet ons iets ook aan dieselfde ding aan die ander kant doen. Ons voorbeeld, a minus 2 is gelyk aan 5. Ons stappe sê ons wil al die onbekendes aan die linkerkant hê en die bekendes aan die regterkant. So ons moet nou die minus 2 skuif na die regterkant toe, sodat die a alleen aan die linkerkant kan staan. Wat ons aan die linkerkant doen, moet ons ook aan die regterkant doen. Ons gaan die minus 2 moet wegvat aan die linkerkant. Hoe doen ons dit? Wat sal minus 2 uitkanselleer? Wat plus minus 2 is gelyk aan 0? Ons wil dit mos weg hê, so ons wil 'n 0 hier hê. Dis reg, ons moet 2 bytel. Wat jy aan die een kant doen, moet jy ook aan die ander kant doen. Minus 2 plus 2 gaan 0 gee, en dan bly a aan die een kant. Omdat ons 2 aan die kant bygetel het, moet ons dit ook aan die ander kant bysit. Anders is dit nie meer gelyk nie. So aan die regterkant staan daar nou 5 plus 2. Kyk gou wat het gebeur, wat is die kort pad? Jy wil die a alleen hê, so ons moet die minus 2 wegvat. Om dit weg te vat, gaan ons dit aan die ander kant toe vat en sy teken verander. Die minus word 'n plus en die 2 gaan ander kant toe. Dis die omgekeerde bewerking. Kyk gou weer. Ons vat die 2 na die ander kant toe en sy teken verander. Onthou jy hoe het ons daarby uitgekom? Ons het plus 2 aan albei kante bygetel en aan die linkerkant het dit uitgekanselleer. A is nou op sy eie en ons kan die bewerking doen. 5 plus 2 is 7, so a is 7. Ons doen gou 'n voorbeeld met plus. A plus 4 is 8. Jy weet, al twee kante is dieselfde. Ons eerste stap sê, ons moet die onbekendes aan die linkerkant kry en die bekendes aan die regterkant. Wat moet skuif? Die plus 4. Hoe kry ons hom aan hierdie kant weg? Ons moet 4 aftrek. Maar ons moet dan ook 4 aan die ander kant aftrek. Plus 4 minus 4 kanselleer mekaar uit. Wat het aan die ander kant gebeur? Die plus word 'n minus en ons vat die getal oor. Nou staan a alweer alleen aan die linkerkant en ons werk dit uit. 8 minus 4 is 4. A is 4. Wat van maal en deel? Ons het 'n vergelyking. 2a is 4. Ons weet al twee kante is dieselfde en ons wil die onbekendes weer aan die een kant kry en die bekendes weer aan die ander kant. Hoe gaan jy die 2 wegkry? Jy weet 2a is dieselfde as a maal 2. So om die 2 weg te kry, gaan jy dit moet deel. Gedeel deur 2. Wat jy aan die een kant doen, moet ook aan die ander kant gebeur. Aan die linkerkant word die 2 gekanselleer. Wat het gebeur? Die maal word 'n deel as ons die 2 oor die is gelyk aanvat. Die omgekeerde bewerking. A is nou alleen en ons werk uit. 4 gedeel deur 2 is 2, so a is 2. Ons doen gou 'n deelvoorbeeld. Ons het a op 3 is gelyk aan 2. Ons wil die a alleen kry. Ons kan hierdie ook skryf as a gedeel deur 3. Hoe kry ons dit weg? Maal met 3, die omgekeerde bewerking. Maar ons doen dit aan al twee kante.
As jy die 3 oorvat, word die deel 'n maal. Die omgekeerde bewerking. Deel 3 en maal 3 kanselleer mekaar uit en ons A is weer alleen. Ons doen die bewerking. 2 maal 3 is 6. So, ons weet A is 6. Nou, hoe werk wortels en eksponente? Moet nou nie daar verskrik nie. Eksponente en wortels is mos ook omgekeerde bewerkings. Onthou altyd by eksponente en wortels, as jy dit wil toepas, moet dit gedoen word met alles aan die linkerkant of alles aan die regterkant. Jy kan nie byvoorbeeld net een term kwadreer nie. Hier het ons 'n wortel van A is 2. Die omgekeerde bewerking van 'n wortel is 'n eksponent. Jy wil mos die A alleen kry. Jy kan sien dit is 'n vierkantswortel en 'n kwadraat gaan die wortel wegvat. Ons doen dit ook aan die ander kant. Kwadreer die 2. Nou is A alleen en jou antwoord is 2 maal 2 wat 4 is.